Die orkes en voorsangers hulle plekke neem, gaan ek julle nooi om Bybels te neem en saam met my te blaai in die woord van die Here na Hebreërs hoofstuk 3 vers 1 en ons gaan daar 'n paar verse saam lees. Hebreërs hoofstuk 3. Nou vanoggend se boodskap, julle sal sien daar op die blaadjie het ek dit aangedui daar, 'n perikoop, dit is nou die groter gedeelte, teen die agtergrond waarteen ons daai enkele tekste moet lees, Hebreërs 3 vers 1 tot 19, en ek wil jou aanmoedig om daar die hele gedeelte te gaan lees by die huis, maar vanoggend net vers 12 tot 15, jy kan saam met my lees, ek lees hier die Afrikaanse ou vertaling uit, en die Hebreërs skrywer sê die volgende, vers 12, hy sê, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, en as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Vers 15, omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie, soos in die verbittering nie, net tot sover. Nou, ek glo julle sal met my saamstem, as ek sê dat ons leef ongetwyfeld in 'n dag wat elke dag net harder en kouer word. Ou sien dit al hoe meer, ja, in mense se oë. Ek dink in die besonder die haatspraak op sosiale media, die afgelope tyd het ons dit ook eerstens beleef, waar dit naby gekom het in ons eie kerkekring. Ja, die woede in die verkeer, die wantroue in verhoudings, die ongeduld in die werksplek. En dikwels hoor ons mense hierdie woorde sê, jy moet maar jou hart verhard om te oorleef, want dis die enigste manier hoe jy jouself kan beskerm, en dis die enigste manier hoe jy voor kan kom in 'n harde lewe. Maar tog as ons die Bybel lees, dan sien ons dat die woord ons oproep tot die teenoorgestelde. Die Hebreërs skrywer sê in vers 15, hy sê, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Verhard julle harte nie. God se kinders is nie geroep om aan te pas by die wêreld nie, maar ons is geroep om anders te leef. Ons is geroep om anders te leef, die koninkryk wat God aan ons gegee het, is 'n teenoorgestelde koninkryk. Nie soos die wêreld nie. En daarom die titel van my boodskap vanmôre dan, 'n sagte hart in 'n harde wêreld. Die Here wil hê ons moet mense wees met 'n sagte hart in 'n harde wêreld. Ja, 'n harde hart is nie net 'n geestelike gevaar vir 'n mens se persoonlike geloof nie, maar as 'n mens met 'n harde hart leef as 'n kind van die Here, dan doen dit ons getuienis, ons Christelike getuienis daar buite baie skade. Ja, 'n sagte hart, en ons almal kan getuig, ons almal ken mense met besondere sagte harte, 'n sagte hart wanneer jy in so 'n persoon se teenwoordigheid was, dan beleef jy dit as 'n fontein van genade en van vrede. Daar is iets in die gees van die mens wat drapeer, wanneer jy in hulle teenwoordigheid was, iemand met 'n sagte hart. En ja, dit is hoe God dit wil hê, want 'n sagte hart is wat hoop bring, dit bring vir 'n mens vrede, en dit is amper soos 'n plekkie waar jy bietjie net kan rus, by iemand met 'n sagte hart, in 'n ongenaakbare wêreld waar almal op mekaar trap, en probeer om bo uit te kom. Ja, ons leef dis in 'n wêreld wat sê, verhard jou hart, dis die enigste manier om te oorleef, maar ek sê dit weer, die woord van God sê nee, verhard jou hart nie.
En ek dink dis presies die punt wat die Hebreërs skrywer wil maak, in hierdie gedeelte, in die grotere gedeelte, in vers 7 tot 15, kom hy en hy haal as ware die stem van die Heilige Gees aan wanneer hy sê, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering op die dag van versoeking in die woestyn nie. En die skrywer gebruik hierdie gedeelte, hy herhaal dit, hy skryf aan 'n Joodse gehoor wat tot bekering gekom het, Christene uit die Jodendom uit, en dan gryp hy terug na 'n verhaaltjie wat hulle baie goed sou ken, en dit was Israel se pad wat hulle in die woestyn saam met God geloop het. 'n Volk wat al die grootste van God se werke gesien het, eerstehands aanskou het vir 40 jaar. Manna, elke dag, nuwe brood, kwartels. Die Bybel sê vir ons dat in daardie 40 jaar was die Here so goed vir die volk gewees dat daar nie een was wat siek geword het onder hulle nie. Nie een nie. None, die Engelse vertaling, een van die Engelse vertalings sê, none were feeble among them. En die Bybel sê dat die Here was so goed vir hulle dat selfs die klere aan hulle liggame en die skoene aan hulle voete het nie afgesluit nie, nie oud geword nie. Nou vir baie vrouens is dit 'n ondenkbare gedagte dat klere nie kan oud word nie, maar dit het gebeur in daardie 40 jaar. Die Here was so goed vir hulle gewees. Maar tog, te midde van die feit dat die Here so goed was vir hulle en hulle die groot werke van God gesien en aanskou het, het hulle harte hard geword. Hulle harte het soos klip geword. Soveel so dat Moses laterand moes sê dat hy skeibriewe moes gee, en dan sê hy so was dit van die begin af nie, hy wou nie gehad het dat mense moes skei nie, maar hy sê weens die hardheid van hulle harte kon hy nie anders as om dit toe te laat nie. En wanneer ons hierdie gedeeltes lees, dan besef ons dat die Bybel vir ons as God se kinders eintlik as ware opdrag gee om te sê dit ons verantwoordelik daarvoor is om te sorg dat dit nie in ons lewens gebeur nie. Daar in vers 12 hoor ons die volgende woorde. Hy sê daar, sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is nie. Ja, die verantwoordelikheid om my hart sag te hou is my verantwoordelikheid. Dis nie die Heilige Gees nie, dis nie my vrou nie, dis nie my man nie. Weliswaar kan ons op so 'n manier leef, en ek wil dit ten sterkste aanbeveel dat ons op so 'n manier leef dat dit nie vir die ander persoon moeilik is om nie met 'n harde hart op te eindig nie. Maar die verantwoordelikheid om my eie hart sag te hou is my verantwoordelikheid, nie ander mense se nie. En in die lig daarvan wil ek hê ons moet so 'n bietjie dieper kyk oor hierdie gedagte vanmôre. Is veel om te sê oor dit, maar ek wil dit kort hou. En die eerste vraagie wat ek wil antwoord is, wat is 'n verharde hart en hoe gebeur dit? Wat is 'n harde hart en hoe gebeur dit? Wel, 'n eenvoudige definisie wat ons daarin koppel sê die volgende: 'n harde hart is 'n innerlike toestand van ongevoeligheid, weerstand en onvergewensgesindheid teenoor God en teenoor ander mense. Ja, dis wanneer 'n mens nie meer met sagtheid reageer op God se stem of op die behoeftes, die emosies en die menswaardigheid van mense met wie jy elke dag skouers skeer nie. En ek wil vanmôre vir jou dit sê, is dat om 'n harde hart te hê, is nie 'n ding wat net een oggend gebeur nie. Jy staan op of iemand het iets drasties gedoen en skielik het ek 'n harde hart nie. Nee, 'n harde hart, as jy die Bybel gaan lees, is baie duidelik dat dit iets is wat oor tyd heen ontwikkel in 'n mens se lewe. Daar in Efesiërs hoofstuk 4 vers 18 tot 19 praat Paulus van mense wat ongevoelig geword het. Nee, dit gebeur terwyl 'n mens sommer net hierdie alledaagse lewe blootgestel word aan dinge, teleurstelling, mense maak 'n ou kwaad. As 'n werkgewer het jy nou al vir die hele jaar, het jy nou elke week die leviete voorgelê en gesê, dis nou hoe ons dit gedoen wil hê, en dan nou volgende week maandag, dink jy nou dit sal nou wees soos wat jy nou verlede week gesê het, en dan is dit nou presies die teenoorgestelde. En dan naderhand dan word 'n ou so bietjie hard
teenoor mense, nee, dit kom oor tyd heen, dit gebeur nie net sommer net een maandag op 'n slag nie, en ek sien van die besigheidsmanne het lekker glimlagte op die gesigte. Dis 'n proses, net soos wat heiligmaking en gelykvormigwording aan Christus 'n wording is, nie, soos wat Paulus sê, soos wat Christus heilig is met julle en julle hele lewenswandel heilig geword, net so word 'n mens ongevoelig en hard in jou hart. En daar's baie voorbeelde uit die Bybel daarvan, as ons dink aan Israel in die woestyn, die groot voorbeeld van hartsverharding, waar hulle elke dag die groot werke van God gesien het, maar uiteindelik begin hulle kla oor die kos en sê, nee, Moses, Egipte was beter gewees. Hulle het hulle harte verhard. Hulle het alles gehad wat oop en toemaak, hulle het al die voorregte gehad, hulle het God se onmiddellike teenwoordigheid gehad, die wolkkolom, die vuurkolom, maar uiteindelik het hulle in ongeloof verval vir sy voorsiening. Ja, uiteindelik bou hulle goue kalf, ja, afgoderry, ongehoorsaamheid, dis 'n teken van iemand wat 'n harde hart het, weggedraai van God af, afgode opgerig, en die hart het hard geword vir die inspraak van die Heilige Gees, nie meer sensitief vir God se teenwoordigheid nie. Daar in Numeri 13, 31 tot 33, lees ons van vrees, bo geloof, nee, waar hulle die verspieders in die beloofde land instuur, 10, 12 kom terug, 10 sê, onmoontlik, ons kan hierdie ouens nie, ons kan hulle nie vat nie, maar net 2 kom terug met 'n gelowige verslag, wat nog 'n sagte hart gehad het, oop was vir die inspraak van die Heilige Gees, nee, en dikwels is dit waar ons vrees, die deure van vrees oopgemaak het en toelaat dat vrees ons gevange neem, dan word jou hart uiteindelik hard en jou geloof draai weg van God af. En dan uiteindelik Numeri 14 vers 1 tot 4, ja, gekla en 'n ondankbaarheid, 'n teken van iemand wat 'n harde hart het, hy moan oor alles, nooit tevrede nie, altyd krities oor alles en soek altyd fout met alles en almal om hom. En dan natuurlik, die laaste een, maar nie die minste nie, leierskap, die rebellie teen leierskap in Numeri 16, waar Korag en sy volgelinge uiteindelik teen Moses opstaan, uit sy bes probeer om die volk te lei, 2 miljoen Jode plus, en uiteindelik het hulle begin murmureer teen hom, hulle het sy leierskap in twyfel getrek, en dit was alles 'n teken van 'n harde hart, wat weggedraai het van God se wil en plan af, in hulle eie rigting in. Maar ten spyte daarvan, en daar's nog baie ander voorbeelde, is dit ook so dat, as ons gaan kyk hoe die Here met hulle gewerk het, het God se hart nooit hard geword soos hulle nie. Hy het maar net aangehou om te sorg. Hy het aangehou om ten spyte van al hulle klagtes, maar net weer waar vir hulle elke oggend genade te bewys en hulle deur te dra deur die dag. Natuurlik uiteindelik het die Here vir hulle gesê, en dit was nie omdat sy hart hard geword het nie, maar dit is omdat hy besef het dat as hy nie iets doen aan hulle hart het van hart nie, dat hulle nooit die beloofde land kan ingaan en in besit kan neem nie. En toe het hy ook gesê dat hy vir daardie geslag wat so gemurmureer en klaar het gesê dat hierdie geslag, julle sal die rus van God nie ingaan nie, totdat julle harte verander en totdat julle weer terugkeer na God toe nie. Maar ons almal verstaan hoe hardheid van hart werk. As ons 'n sielkundige perspektief kan nader trek, dan weet ons dan verharding kom stadig in verhoudings, in huwelike, vriendskappe, familie, selfs in 'n gemeente. Begin selde met groot konflik, maar dit begin met klein herhalende momente wat nie hanteer word nie. 'n Skerp woord wat iemand onnadenkend spreek, teleurstelling, selfs 'n gevoel partykeer, maar ek word nie gehoor nie. En die realiteit is dat as dit nie aangespreek word en ons deur die proses van vergifnis gaan nie, dan stapel dit op in ons harte soos lae sement. En elke keer wanneer daai kwetsing kom of daai woord of onnadenkende gedrag, dan maak dit 'n emosionele onttrekking uit my emosionele bankrekening uit, nee, ons almal het 'n emosionele bankrekening, vir ingeval jy nie geweet het nie. En as jy liefdevol met iemand omgaan, as jy iemand se liefdestaal praat, as ons dink in die huwelik, en bedag daarop is, liefde, sensitief en dis meer, dan maak ons deposito's in daai emosionele bankrekening in. En dan kan 'n mens dit sommer dadelik sien, 'n vrou wat floreer, wat glimlag, 'n man wat met sy bors uitstap, trots om die leier van sy huis te wees, want hy word geëer, en hy word ondersteun, en hy word opgetel.
Maar die teenoorgestelde is ook waar. Dis waar dit nie gebeur nie en daar progressief onttrekkings gemaak word, emosionele onttrekkings, eindige mens later op met 'n nulbalans. En die uiteinde daarvan is, wanneer daai balans by 0 gekom het of in 'n minus, dan beskryf die sielkundiges dit as 'n emosionele afstomping en dit is waar jy sê ek het nou genoeg seer gekry en ek onttrek myself en ek beskerm my hart teen die pyn en die seer. En die realiteit is dat ja, dit is so dat as jy jouself op daai manier beskerm, dan sal jy jouself beskerm teen seer kry, maar die realiteit van die hart is dit, is dat jy terselfdertyd ook jou hart sal toemaak en hard maak om liefde te gee en liefde te ontvang. En ja, dis wat in die sielkundige realm gebeur is. Ons dink aan 'n geestelike perspektief, ja, die Bybel bring vir ons een vername ding na ons toe wat die hart hard maak en dit is sonde. Dit is wanneer iemand herhaaldelik weerstand bied teen die stem van die Heilige Gees in sy lewe. Daarom pleit die Here by ons. Paulus pleit 1 Tessalonisense 5, hy sê bedroef, blus nie die Gees van God nie. 1:5, dink is 5:19 of 20. Efesiërs 4:30 sê hy bedroef nie die Heilige Gees van God nie, verskoon tog. En dis alles dinge wat sonde wat ons harte hard maak, wanneer ons die stem van die Heilige Gees blus en bedroef en dit dooddruk. En daarom sê Hebreërs 3:13 ook, hy sê sodat niemand van julle verhard word deur die verleiding van die sonde nie, net daai klein bietjie bitterheid. Daai klein stukkie trots, daai bietjie onvergifnis wat ek dink, ek het my nou vererg, maar ek het so merkie hier diep binne gemaak, en dis 'n bedrieglike ding wat 'n mens doen, want dis dalk nie 'n groot ding nie, maar jy het jou gewip, en hier binne die emosies 'n merkie gemaak, en ongelukkig is dit bedrieglik, want 'n klein merkie lei 'n volgende merkie en 'n volgende merkie, en dis die progressiewe aard van sonde. Voor jou oë uitvee, is jy vasgevang in 'n wortel van bitterheid en onvergifnis, en gewoonlik die simptome of die vrug van onvergifnis en bitterheid sien jy in woede. As iemand skielik net 'n woede uitbarsting het teenoor jou, of jy het 'n klein dingetjie gedoen en jy sê, "Jog, maar dis 'n oordrewe reaksie." Genade, dan kan jy maar weet, daar diep binne as jy die wortel, die draadjie gaan trek en jy gaan soek om daar, dan gaan jy uitkom by die wortel van onvergifnis. Iemand het my seer gemaak, iemand het my teleurgestel. Hulle het 2 jaar terug het iemand iets gesê en ek het daai merkie gemaak en vasgehou daaraan en wraggies weer, hy die 2 jaar later het hy weer dieselfde ding vir my gesê en ewe skielik kom die deksel van die pressure cooker af en jy wonder waar kom dit vandaan, onvergifnis. En ons almal weet hoe daai proses verloop, nee, pyn of teleurstelling, iemand sê of doen iets, en in plaas daarvan om dit uit te praat of te vergewe, hou ek dit hier binne, en jy begin die persoon anders sien, want bitterheid begin groei, en jy koppel hulle altyd aan daardie seer, en hier's die ironie van die saak is dat wanneer iemand anderster, wat glad nie verkeerde bedoelings het nie, maar soortgelyke eienskappe het in jou lewe, in jou wêreld inkom, hulle mag dalk net dieselfde lyk as wat daai persoon lyk wat jou seer gemaak het, of die onderbewuste, die brein is so sterk dat selfs die reuk wat iemand het, hulle kan dieselfde aftershave of parfuum dra, en dit kan 'n trigger wees, en ewe skielik projekteer jy die onverwerkte, pynvolle emosies op daai persoon, en jy skeer hulle oor dieselfde kam, en dis die gevaar daarvan, wanneer ons daai gedrag koppel aan die seer, en nie daarmee deel nie, nee, en uiteindelik wat gebeur is jy sluit jou hart toe, jy praat al hoe minder, jy deel al hoe minder, jy vertrou al hoe minder, en die uiteinde daarvan is 'n verharde hart wat niks meer voel, jy voel nie die pyn nie, maar jy voel ook nie die liefde nie. En miskien kan ek hier ook die huwelik net intrek hierby. Voorbeeld, 'n paartjie begin met liefde en warmte. Ons het gister voorreg gehad om in die yskoue daar in Piet Retief in die bosse 'n paartjie te trou. Jog, het was koud gewees gister. Daai bruid was die vinnigste preek wat ek nog ooit in my lewe gepreek het. Ons het 3:44 begin en 4:00 toe stap hulle in die paadjie, toe is hulle op pad uit. So dit was 'n 15 minute preek gewees, dan en das dit beloftes alles ingesluit.
Maar 'n paartjie begin met liefde. Ons almal weet hoe voel dit, nê? Maar oor tyd word woorde gesê, beloftes gebreek en klein stukkies seer word toegelaat om te bly. En elke keer as ek dit nie uitsorteer nie, nê, die man voel, die vrou respekteer hom nie, die vrou voel haar man hoor haar nie, begin hulle mekaar net 'n bietjie minder waardeer. Pyn verander in stilte, stilte verander in afstand, afstand verander in hardheid. Hulle is emosioneel of fisies saam, maar emosioneel is hulle ver weg. Voorbeeld uit 'n vriendskap uit, 2 vriende dien saam die Here, maar die een voel die ander misbruik hom. Hy spreek dit nie uit nie, en na rukkie begin hy negatiewe dinge by ander oor sy vriend te sê, en binne in sy hart maak hy toe, en 'n vriendskap wat eens warm en vol lewe was, word koud en formeel, totdat daar niks oorbly nie. En die uiteinde is daarvan is dat die Hebreërskrywer sê, omdat Israel hulle harte verhard het die Here gesê, sal julle in my rus nie ingaan nie. Julle sal in my vrede nie ingaan nie. En dis wat ons verbeur wanneer ons harte verhard. Is ons verbeur die vrede van die Here. Daardie vrede wat Jesus sê, my vrede laat ek vir julle na, vrede, nie soos wat die wêreld gee ek aan julle nie, nee, sy vrede. Wêreldse vrede is, ek is, jy nou met my kwaad gemaak het, gaan ek jou nou my hart verhard en ek gaan jou nou eenkant skuif en dan ten minste gaan ek vrede hê want ek ignoreer jou en jy maak nie meer saak vir my nie en jy bestaan nie meer nie. Dis die wêreldse vrede, nê. Maar dis nie ware vrede nie, want eintlik in so metode van vrede is daar eintlik onrus en pyniging opgesluit. Onvrede, harde hart. En hier's die ding van hardheid van hart, broers en susters, is 'n klein bietjie hardheid wat hier ingelaat word. Die hart werk nie so nie. Ons kan nie dit in blokkies opdeel en sê ek goed, ons gaan daai bietjie seer nou in daai hoekie van die hart sit en verwag dat dit nie die ander dele van die hart gaan affekteer nie. Nee, 'n klein bietjie bitterheid in een hoekie van die hart affekteer die hele hart op die einde van die dag. En dan wonder jy, ja, hoekom kry ek nie geconnect met mense nie? Hoekom sukkel ek so in my huwelik? Hoekom sukkel ek so in my verhoudinge? Ja, is omdat ons iets ingelaat het wat hardheid veroorsaak het in plaas van dat ons net op 'n Bybelse manier deel daarmee. En die hart van die Here is dat ons vrede sal hê, shalom. Och, die mooiste woord. Jesus sê Johannes 14:27, vrede laat ek vir julle na. Daai woord vrede, luister jy, dis die hart van die Here vir jou en my. Dis hoe wil ons met leef. Vrede, shalom, beteken die afwesigheid van innerlike konflik. Dis 'n toestand van harmonie tussen mense of nasies, nê. Heelheid spreek van niks wat ontbreek of wat gebreek is hier binne nie. Gesondheid, liggaamlike, emosionele en geestelike welsyn. Luister, ek wil vir jou sê, as ons nie deel met die hart van ons harte nie, die uiteinde daarvan is, en die mediese het dit bewys, dat 80% plus van siektes is psigosomaties, vind hulle neerslag in die siel van die mens. Bitterheid. En ewe skielik manifesteer daar allerhande siektes en gesondheidsprobleme in ons lewens. Dis waar dit gesetel het, lê daar binne in emosies. Daai woord shalom beteken harmonie, goeie, gesonde verhoudinge tussen mense, versoening, voorspoed, oorvloedige seën, sukses, voorsiening uit God se hand, veiligheid, verlossing, geregtigheid, innerlike rus. Ag, die lys gaan aan, die lys gaan aan. En ek het vir jou, toe jy by die deur ingekom het, kyk gou 'n bietjie na daai bladsy wat ek vir jou by die deur gegee het, uitgehaal. Nou, ek moet sê, ek het gehuiwer om hom op te stel, want julle weet mos hoe werk dit nou, as die Here nou vir my sê, ek moet kom preek oor hardheid van hart, dan is dit eintlik 'n retoriese opdrag, want dan beteken dit dat die Here eers met my praat. En dis eina, en ek kan vanmôre sê, met alle eerlikheid, my hart het in baie opsigte hard geword. My hart is nie op die plek waar dit moet wees nie. En maar ek weet hierdie is nie 'n woord net vir my nie. Ek weet hierdie woord is vir ons as hele gemeente. So ek wil jy met bietjie deur daai lysie gaan. 18 tekens van 'n hart wat hard geword het. En jy hoef dit nie nou te doen nie, maar jy kan met die huis kan jy bietjie daar gaan skryf daar, gaan merk af, dikwels, soms, min, nooit.
En ek wil vanmôre vir jou sê dat moenie daar soms is nou nie 'n goeie gemiddeld nie om te sê jy weet jy is nou right, jy het nou 50% vir jou toets gekry, so jy is nog deur nie. As jy enige telling het in enige van daai kolomme, dan beteken dit dat daar area van jou lewe is waarin jy moet gaan aandag gee. Tekens dat ons harte hard geword het. Wanneer ons geestelik ongevoelig geraak het, ons hoor die woord van die Here, maar dit tref my nie meer nie. Ek stap 'n diens in, ek stap 'n diens uit, en ek hoor dit baie keer dat mense sê, ag, die diens het nou nie iets vir my gedoen vandag nie. Ek wil vir julle sê, broers en susters, dis onmoontlik. As die woord van die Here verkondig word, is daar altyd iets wat die Heilige Gees deur daai woord in ons lewens wil doen. Dis 'n teken dat ons harte hard geword het. Wanneer ons gebedslewe begin verkoud, ek praat nog met die Here so af en doen, maar ek glo nie regtig meer God hoor my nie. Gebed het sy krag en inhoud verloor in my lewe. Verhoudings lei, ek raak krities in my verhoudings, ek is ongenaakbaar, onvergewensgesind. Ek kla, ek is krities. Die fokus van my lewe het geskuif van dankbaarheid na negatiewe praatjies. Alles irriteer my, alles is altyd verkeerd. Almal doen altyd alles verkeerd. Ek kan dit beter doen as hulle. Ek wens net hulle was soos ek, dan sou alles reg geloop het in die wêreld. Onverdraagbaarheid, onvrugbaarheid, verskoon tog. Net jy kan hierdie antwoord. Net jy weet of jy nog besig is om geestelik te groei. Hier kan ons vir mekaar mooi broodjies bak en ons kan met maskertjies rondloop, maar as jy daar op jou kopkussing gelê vanaand en jy vra jouself die vraag en antwoord, is ek besig om geestelik te groei? Weet jy wat die antwoord is? En natuurlik uiteindelik die groot gevaar van 'n harde hart is dat jy blind word vir God se leiding en verkeerde keuses maak. Jy weet daar's 'n spreekwoord wat sê, van die spreekwoord hier, iemand het een keer gesê, when the heart depart, you will no longer hear from God. When your heart depart, you will no longer hear from God. En baie keer bid ons, Here, gee leiding, Here, wat moet ons hier doen, Here, waartoe hier, maar ons laat na om bietjie dieper te dink en te vra, wat is die toestand van my hart? Want as jy met 'n harde hart leiding van God soek, kan jy op baie verkeerde afleidings afkom. En jy gaan besluite neem wat vir jou tot groot skade gaan lei op die einde van die dag. Die Here stel belang in ons harte, broers en susters. Ek het so rukkie terug vir julle gesê toe ek die boodskaptitel gepreek het, hoekom? Die hoekom. Die motief van ons hart is altyd belangriker vir die Here as enigiets anders daar. So, kom ons kyk gou, hoe hou ek my hart sag? Wel, die heel eerste ding, kom ons kyk vers 12 tot 14, die antwoord lê daar. Die Hebreërskrywer sê deur te sorg daarvoor, is jou verantwoordelikheid, myne, en dan sê hy daar deur mekaar daagliks aan te spoor en deur aan Christus vas te hou tot die einde toe. Dis 'n parafrase van daai twee tekste saam. Om mekaar aan te spoor. Dis hoekom ek hier is vanmôre. Alright, so vat dit uit die hart wat dit kom. Die Here het my aangespoor die week en nou moet ek julle kom aanspoor en sê ouens, ons moet kyk na die kondisie van ons harte. Alright, so die heel eerste ding is hardheid van hart gaan nie weg as jy dit nie eerlik bely voor die Here nie. Jy moet dit bely. Psalm 139 vers 23 tot 24 sê Dawid bid, hy sê deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. En dan volg dit op later in die psalms, of vroeër eintlik in die psalm, is dit by latere datum geskryf waar hy sê, hy bid, hy sê, Here, in die lig daarvan skep vir my 'n rein hart, o God, en vernuwe 'n standvaste gees in my binneste. Ek moet erken, ek het koud geword. Ek erken vanmôre, ek het koud geword. Ek het, ry gister hier so by die kerk uit, ek sê vir Adel, ek weet nie hoe werk dit nie. Elke keer as ek haastig is, dan sal 'n boemelaar of een of ander bedelaar my tref. En gister was ons toe nou juis, ons met 1 uur ry en dit is nou al 1:15 en ons is laat. Ons gaan laat kom vir die troue en ons weet nie wat op die pad nie en dit is nog 'n hele storie. Ons is opgewerk. En hier sien ek nou uit die hoek van my oog uit, hier kom 'n ou nou aangedrentel. En ek dink toe nou eers hy gaan verbyloop, maar toe nou nie. En ek wys toe op my horlosie vir hom, ek's laat.
En hy wys toe, nee, maak op die ruit, hy wil praat. Jy weet, nou as jy my op 'n goeie dag tref, dan is ek nou 'n goeie pastoor. Dan is dit nou die pastoor wat almal op Facebook comment, jy's 'n wonderlike mens, en so lief vir jou, en jy doen so goed. Maar as jy my op 'n verkeerde dag tref, dan is ek als behalwe wat ek moet wees. En hy wil nou toe vir my begin nou met 'n lang storie, en ek sê toe, kort weergawe, wat soek jy? Soek jy geld? Ja, hulle het my verwys na jou toe. Ek sê, wie het jou verwys na my toe? Nou is ek sommer op my perdjie, nee, 'n ou met 'n wit bakkie. Ek sê, wat 'n ou met 'n wit bakkie? Nee, sy naam is Werner. Nou hardloop ek deur my register. Wie is hierdie Werner nou? In die gemeente, ek wil hom bel as ek by die huis kom. Die mense het verwys na my toe, nee, help jy hom, ek's daarstig, ek's op pad na troue toe. En ek raak toe nou ongeduldig en opgewerk, sê, Bokka, het jy geld daar in die kar? Het jy geld? En ons het nie een geld nie, want ek ry toe met Jacques se bakkie, dankie Jacques, vir die grondpad en goed en so aan, en ek weet Jacques het altyd geld daar in die konsol en goed en so, maar ek snap toe nie vinnig genoeg nie, maar ek is toe nou opgewerk. En ek kon toe nou sien op hierdie ou se gelaat, hy het nie gedink, hierdie pastoor gaan nou so opgewerk wees. Nou, ek het daarom nie lelik gepraat of enigiets dit nie. Ek dink die storm was groter hier binne as wat dit op die gesig was, maar die captions was aangewees. En toe ek ry, man, ons was al amper na by die trouvenue gewees, 'n uur later. Toe sê my vrou vir my, dink jy nou nog steeds aan dit? Want ek praat toe nou die hele tyd oor die storie, en ek probeer myself toe nou regverdig. Jy weet, kan hy nie sien ek is laat nie, kan hy nie sien nie, jy weet, ek meen, dis Saterdag, hy het gesê, donderdag aand is hy verwys, nou is dit Saterdag 1 uur. Ek maak die pap nou 'n bietjie dikker aan, maar julle hoor wat ek sê. En toe ek terugkom, toe besef ek, my hart het hard geword. As 100 ouens met dieselfde sopstorie naderhand verbykom, en jy hoeveel keer al raak gery is, en gebrand is, dan word jou hart hard. En die probleem is dat as my hart hard geword het, soveel regverdiging is wat ek ook kan soek vir hom nie te help of nie te gee nie, beteken dit dat iewers gaan ek die liefde van God ook misloop in my lewe. Nou is ek op pad na troue toe, nou moet ek 2 paartjies in huwelik bevestig, ek moet oor hulle die liefde en die seën van die Here bid. Wat dink ek gaan by hulle uitkom, as my hart so hard is? So broers en susters, eerlike gesprekke met God, en die enigste manier, ek wil vir jou sê, ek het diep gaan dink oor hierdie saak hierdie week, en ek wil vir jou sê, die enigste manier hoe ons harte kan sag hou, is deur gebed. Is gebed. Om met die Here te praat oor die goeders, en ek het met die Here gaan praat daaroor, eerlik gaan praat daaroor, en die Here soek nie, ek wil vir jou sê vandag, broers en susters, die Here soek nie geformuleerde gebede nie. Ja, daar is, die Here het ons 'n modelgebed geleer. Ja, ons kan die tabernakel bid, want dit gee sin en struktuur aan ons denke in tye van intersessie en dies meer. Maar ten diepste is ons verhouding met Jesus 'n verhouding, 'n persoonlike verhouding. Hy wil ek moet met hom praat. Praat met die Here oor hierdie goed, die vyande van die hart. Sê, Here, ek het nou so ongelukkig geraak. Here, en ek kan nie verstaan hoekom nie. Sal U my help my verstaan, waar kom hierdie goed vandaan? Here, is dit oor dit? Is dit oor dat? Is dit oor dat? Praat met die Here. Praat met hom soos wat jy met 'n vriend sou praat. Hy is die trooster, hy is die Heilige Gees, hy is gegee om ons te lei in die waarheid. Hy weet alles van jou lewe, daar's niks wat jy vir die Here kan wegsteek nie. Daar's niks nie, hy ken jou van binne en buite, en hy wil ons help, sodat ons harte so sag bly, en daarom is gebed so belangrik, en ek wil vanmôre vir julle sê, broers en susters, gebed is moet die mees natuurlikste deel van ons verhouding met die Here wees. Dis 'n gesprek met Vader. Dis 'n gesprek met Vader. En imagine 'n Vader wat nooit frons nie, wat nooit krities is nie, wat nooit sê, jy het nou verkeerde woord gebruik daaroor, ek dink jy moet oor begin. Jy het nou die tabernakel verkeerd gespel, toe jy nou gebid het. Nee, die Here weet wat in jou hart is. En hy wil rou, eerlike belydenisgesprekke hê, waar jy kom soos wat jy is, want wie wat, hy weet dit.
En dit verander hom nie, maar dit verander jou wanneer jy opreg is en authentic is in jou verhouding met die Here. Dit verander jou. Dit ontsluit iets hier binnekant, 'n opregtheid. Luister vanmôre, ons gaan nooit opreg kan wees teenoor ander as ons nie leer om opreg te wees in ons binnekamer nie. Ons opregtheid met ander, ons authenticness, vloei vanuit ons primêre verhouding, ons verhouding met God. Dis waar jy oefen om eerlik te wees. Eerlik te wees. Baie mense sê, jong, as ek net 'n beraader kan kry, met wie ek hierdie goed kan deel wat in my lewe is, maar ek kry niemand nie, want die ouens, almal se kinders en almal praat uit, en die dorp is klein, en daar in Pretoria, liefet, luister die ouens ook nie, hulle praat net oor jou. Maar jy het nie nodig om na iemand toe te gaan. Jy kan net na die Here toe gaan. En net met hom absoluut rou eerlik wees oor wie jy is en waarmee jy sukkel. Here, ek sukkel met hierdie goeters, maar ek weet U het my lief. En ek wil met U praat hieroor. En dan lê jy dit uit, jy gaan A tot Z en Z tot A en weer A tot Z, totdat jy hierdie goed uit jou gees uitgekry het. En jy vry kan kom daarvan. Die Here wil hê ons moet dit doen. En ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ek wil vir julle sê, daar gaan iets in jou verhouding, daar gaan iets in jou verhoudinge ontsluit word as ons leer om authentic te wees met die Here. Opreg met God. Jy kan hom nie beïndruk nie. Jy kan die heilige Skepper God wat alwetend almagtig is, wat alles is wat jy nie is nie. Jy kan hom nie impress nie. Jy kan hom ook nie teleurstel nie. Hy weet alles wat jy gaan doen nog lank voordat jy dit gaan doen. Hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy wil opregtheid hê. Dis wat hy wil hê. En ek beloof jou, as jy leer om opreg te wees met die Here, gaan jou verhoudinge opreg word. As jy leer om eerlik te wees met die Here, gaan jou verhoudinge eerlik word. Jy gaan leer om die waarheid te praat in liefde, omdat jy die hardheid van die hart in die binnekamer uitgesorteer het, en die Here daai hart sag gemaak het deur gebed. As baie meer. Ag, ek noem hulle vinnig, keer terug na die woord in gebed. Jeremia 23:29 sê, die Here is my woord nie soos 'n vuur nie, en soos 'n hamer, wat 'n rots in stukkies slaan. Harde hart, kom terug na die woord toe. Lees die woord van die Here. Daar's iets wonderliks wat gebeur as jy die woord lees. Man, ek weet nie hoe nie, maar dis, Jesus sê in Johannes 6:63, hy sê, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en lewe. Die woord is lewend en kragtig, skerper as 'n tweesnydende swaard. Daar's iets in hierdie woord ingebou wat uit God se gees, uit die oorsprong van sy gees uitkom. As jy dit lees, dan gebeur daar iets. Die Bybel sê, daai woord is soos 'n hamer, wat 'n stuk rots in stukke kan slaan. En dis wat kan gebeur as jou hart hard geword het. Alright, ek het klaar gesê, bely en laat los die sonde. En vergewe. Vergewe. Ek glo dat een van die grootste redes waarom ons harte hard bly, is omdat ons nie wandel in vergifnis nie. Ouens, ons kan nie gaan slaap, die sonnetjie kan nie gaan sak, as ek nie vergewe het nie. Die Bybel sê, laat die toren, dat die son nie oor julle toren sak nie. Want wat gebeur is, jy het nou aanstoot geneem, jy is nou kwaad vir iemand, jy het dit nie uit gaan sorteer nie, jy het nie met die Here gaan praat daaroor nie, somtyds kan jy nie na daai ouens toe gaan nie, partykeer is dit nie aan te beveel om te gaan nie. Jy gaan na 'n ander ou toe gaan en vir hom sê, hoor hierso, ek wil net sê, ek vergewe jou, dan sê soos in waarvoor? Nou het ons 'n herrie op hande. Ek het wat gedoen? Daar moet wysheid ook by dit wees, maar jy kan na die Here toe gaan en sê, Here, ek vergewe hom vir hierdie stupid ding wat hy gedoen het. Ek vergewe hom. Maar as jy gaan slaap, hoor nou wat ek vir jou sê, môreoggend as jy opstaan, is jou gees nie dieselfde as wat hy gister was nie. Daar's so 'n stukkie bitterheid, daar's so 'n stukkie ongelukkigheid, so 'n ligte donker wolkie wat opgesteek het oor jou gemoed, en jy kan nie verstaan wat gaan aan nie, die dag is 'n disaster,
Niemand moet skeef kyk vir jou nie. Jy voel in jou gees 'n onstuimigheid, dinge is net nie reg nie. Ons kan nie gaan slaap sonder om te vergewe en vry te spreek nie. En ek gaan nie vir julle preek vandag oor hoekom ons moet vergewe nie. Want julle almal weet, die rede waarom ons vergewe is omdat ons vergewe is. As ek moet dink aan al die goed wat ek in my lewe aangevang het. En al die goed wat ek nog elke dag doen teenoor die Here, hoe op dese aarde kan ek ander nie vergewe nie? Hoe self-righteous kan ek raak? Om te dink dat ek dieselfde dinge nie doen nie. Ek moet vergewe. Die Bybel sê vir ons, dat na die mate wat ons ander vergewe, is die mate wat ons kan aanspraak maak op die vergifnis van die Here. Dis 'n groot ding vir die Here. Die hele kruis, die sentrale kern van die evangelie gaan oor vergifnis. Jy moet jou werkgewer vergewe, jy moet jou werknemer vergewe. Jy moet jou ma, jy moet jou pa, jy moet jou kinders, jy moet almal vergewe. En nie wanneer nie, die Bybel sê, vandag is die dag, moet ons harte nie verhard nie. Soek gemeenskap en aanspreeklikheid is nog 'n manier, nê. Bybel sê vermaan mekaar elke dag, sodat niemand van julle verhard word deur die verleiding nie. Het is belangrik dat ons mekaar aanspreeklik sal hou, maar ook in verhoudinge, ons verhoudinge verantwoordelik sal benut, dat ons ook met genade by mekaar kan sit, om te luister na die storie van ons seerkry. As niks lekkerder, as om by iemand te sit, wat sonder vooroordeel luister nie. Net sonder vooroordeel luister nie. Wat nie so maak nie, of net, wow, so, dit is nou die grootste storie wat ek nog gehoor het. Ek het nog baie goed gehoor, maar hierdie is nou groot, hierdie is nou top het. Maar moenie worry nie, ek oordeel jou nie. Want, raai wat, vandag is dit hy. Vandag is jy high and mighty, môre val jy. En dan sit jy weer in dieselfde posisie. En ons het mekaar nodig vir dit. Maar ek sê nog steeds, as jy nie so iemand kan vind nie, in jou lewe nie, ons het die Here. Ons het die Here. Right, en dan die laaste ene. En dit het my getref, nou, ek het dit nog nie gedoen nie, maar dit het tot my gekom, ek sien dit as openbaring in my gees. Ek voel die Heilige Gees sê toe vir my, hy sê, wanneer jy agterkom, jy het hardheid van hart in 'n sekere area van jou lewe, wil ek hê jy moet die volgende doen. Gaan doen presies die teenoorgestelde. Is julle met my? Alright, as jy hardheid van hart beleef, jy is kwaad vir iemand, jy wil sy nek draai, dan sê die Here, gaan doen presies die teenoorgestelde van dit wat die hardheid van jou hart voed. Ek moes teruggekom het eintlik, nie teruggekom het nie, ek moet maar leer daaraan om altyd ietsie by my te dra, dat as iemand na my toe kom en in daai oomblik het ek hardheid van hart, of die omstandighede wys vir my hoe hard my hart nog eintlik is, dan sê die Here, jy doen presies die teenoorgestelde, want dis hoe jy die hardheid van jou hart verbreek. En as ons mooi gaan dink daaraan, gaan lees in die skrif, dan sê die ganse leer van die Nuwe Testament dit eintlik vir ons, nê? Wanneer iemand jou seer maak, onregverdig behandel of verneder, is die menslike natuurlike reaksie om jou hart toe te maak, nê? Kom kerk, ek sal hom wys. Ek sal nie weer vertrou nie. Ek gaan terugdoen wat aan my gedoen is. Gee my net 'n gap. Dit gaan dalk nie vandag gebeur nie, maar gee my 'n kans. Jou beurt sal kom. Right? Maar Jesus se beginsel is die teenoorgestelde. Jesus leer in Matteus 5 vers 38 tot 41. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar Jesus sê, ek sê vir julle, moenie teen die wat kwaad doen weerstand bied nie. As iemand jou op die regterwang slaan, draai ook jou ander een na hom toe. Die koninkryk van Jesus is 'n koninkryk van teenoorgesteldes. As iemand jou wil dagvaar en jou onderkleed vat, nou moet asseblief nie iemand rede gee om jou te dagvaar nie. Ek dink ons moet net daai afleiding maak net aan die voorkant van die ding. Ons kan nie doen wat ons wil en dan verwag ons word nie gedagvaar nie. Maar hy sê, as iemand jou wil dagvaar en jy skuldig en jou onderkleed vat, man, laat hom ook die bootkleed kry.
As iemand jou dwing om 1 myl saam te stap, gaan saam met hom vir 2 myl. En terwyl ek daaraan dink, toe sê ek, Here nou, hoe gaan hierdie ou nou sy verdiende loon kry? Ek verstaan nou nie hierdie storie nie. Hoe gaan hy nou pak slaag kry? Want ek wil nou hê, ons leef mos nou in so 'n wêreld, is dit nie 'n verdienstelike wêreld nie? Dit vir tat. Nee, dit wat jy saai sal jy maai. Maar Jesus sê sy koninkryk werk anders, dit is 'n omgekeerde koninkryk. Toe sê die Here, dit het niks met jou uit te waai nie. Want hy sê later vir Paulus, hy sê vir die gemeente, gee plek vir die toren, ek sal vergelde, spreek die Here. So my werk is om hom vir die Here te gee. Dis die Here het my baie onregverdig behandel. Die Here sê, alright, hier is wat ek wil doen. Ek wil jy met 'n gees van teenoorgesteldes leef teenoor hom. En jy moet hom aan my oorgee, want ek sal regverdig oordeel. Broers en susters, kom ek vertel julle gou 'n geheimpie. Mense dink hulle kom weg met ongeregtigheid. Niemand kom weg nie. Niemand kom weg nie. Die straf van die Here is net nie altyd soos wat ons straf uitdeel nie. Partykeer is dit oordadige liefde. Het jy al iemand gestraf met oordadige liefde? Dis hoe jy vurige kole op iemand se hoof ophoop. Dis hoe iemand tot besef en insig en tot inkeer kom, is wanneer jy presies die teenoorgestelde doen as wat hy verdien. Dis wanneer iemand 'n berou het en 'n berou ontdek wat tot bekering kan lei. En die Here sê vir my, die rede hoekom ek wil hê jy in 'n teenoorgestelde gees moet leef, is niks met hom uit te waai nie, is sodat jy vry kan bly. Sodat jou hart sag kan bly. Want 'n harde hart affekteer die een wat die hart het ten eerste. Gee daai ou maar sy geldjie. Maak nie saak hoeveel regverdiging ek het om te sê, ja, hy gaan nou weer syp met daai geld. Ja, hy gaan nou weer dwelms gebruik, hy gaan nou weer droog maak. Want as jy 100 ouens gehad het, wat hulle self bewys het, en nommer 101 kom verby, dan is daar nie 'n manier hoe ek gaan glo dat hierdie ou die regte ding gaan doen nie. Maar dalk is hierdie 'n engel wat die Here gestuur het. Dalk is hierdie nommer 101 juist daai persoon wat met opregte bedoelinge gekom het. En my harde hart het verhinder dat die liefde van God na sy lewe toe vloei. Alright, sien jy wat ek bedoel? Dit gaan oor jou. Dit gaan daaroor dat jy vry kan leef. Dit gaan daaroor dat jy die rus van God nie mis nie. Hy sê vir hulle, hy sê, julle het julle harte verraad, die Here sê, julle sal in my rus nie ingaan nie. Daai rus het gegaan oor Kanaan, daai rus het gegaan oor die geloof van rus van werke, ja, die groter strekking van konteks, maar Jesus kom en hy sê, daai rus hou ook verband met jou elke dag lewe. Daai vrede, daai shalom, om vry te leef en om te leef vanuit 'n plek van rus. Daar is nie stryd hier binne nie. My hart is nie hard nie. Ek gaan jou lief hê, asof jy die eerste ou is wat vir geld kom vra. En weet jy wat gebeur wanneer ons dit doen? Weet jy wat gebeur wanneer ons dit doen? Nou ja, daar is 'n paar dinge, maar ek noem net 1 of 2. Dit bring lig waar daar donkerte is. 'n Sagte hart breek die siklus van konflik en haat. 'n Sagte hart bou brûe eerder as mure. Families of vriendskappe waar daar spanning is dit die een met 'n sagte hart wat die eerste sê ek is jammer. Dit herstel verhoudings wat andersins verlore sou gaan. 'n Sagte hart gee mense 'n ervaring van God se liefde. Dit bring genesing in huwelike en gesinne. En dit wys die wêreld hoe 'n Christen moet leef. Ek wil julle nou ietsie vertel wat daar baie na in die huis is. Nou so 'n rukkie terug het ek en my vrou so onder onsie gehad. Ek sal nie sê wat nie, moenie worry nie. Kyk net vorentoe. En ons was behoorlik opgeklits vir mekaar gewees. En toe moet ek kerk toe kom. 10 minute later. Hierdie 20 jaar terug gebeur, hierdie het sommer nou onlangs gebeur. 10 minute later moet ek nou kerk toe kom. En nou moet ek kom bid vir almal en ek moet nou kom al die dinge. Nou gelukkig preek ek toe nou nie. Preek toe glad nie en ek is toe nou hier by studentediens en so aan, maar soos wat die duiwel dit wil hê, sal hy ons nou daar 10 minute voor die tyd kies om nou die bom te laat bars.
En nou is ons kwaad vir mekaar. Nou sy sit daar en ek sit nou daar op die kussentjies, maar daar is nou 'n goeie gap tussen ons, goeie 30 centimeter. Want nou wil iemand ook daar kom sit en dan het ons nou al hulle plek gevat. Nou, weet, dis hoekom ons so sit. Maar in elk geval, en ons gaan nou toe deur die motions, ons bid en ons loof die Here en ons doen al die dinge, alles en so aan, maar nou kwaad. Nou hier in my kop sit ek met myself en sê ek, hoe gaan ons hierdie ene uitsorteer? Hoe gaan ons nou hierdie ene uitsorteer? En die volgende oomblik sit sy haar hand op my been en sy vat my hand. En in daai oomblik krummel hierdie harde hart. En hy word soos patty in haar hand. Daai klein aksie het gesê, ek is jammer. Onthou jy dit? En ons sou 10:10 na kerk, seker nog tot 12 toe, want ek is een van daai ouens, kyk, 'n ding word uitgesort, ons gaan slaap nie. Ons sou seker nog 'n lekker lang aand gehad het en so aan. In een oomblik het een klein aksie die hardheid van my hart in 'n sagte hart verander. En ek glo dis wat die Here van ons wil hê. Maak nie saak hoe gekwes, hoe seer gemaak ons is nie. Sê altyd as 2 woordjies wat jou baie ver sal vat in die lewe. Nee, is jammer en dankie. Jammer en dankie. Ja, sluit bietjie jou oë saam met my net daar waar jy sit, net vir 'n oomblik. Jou verhaal klink anderster as myne, maar ons leef in dieselfde wêreld en die menslike sielkunde is presies dieselfde. En dalk is jy waar ek gekom het. Ek moet bely vanmôre, my hart het hard geword in baie opsigte. Te veel gesien, te veel gehoor, te veel keer teleurgestel, oor en oor. Maar vanmôre gaan dit nie oor wat ander aan my gedoen het nie. Die Here sê, ek wil hê jy met jou hart bewaar. Ek wil hê dat jy lewe in oorvloed moet hê. Ek wil hê jy moet slaap in die aande. Ek wil hê jy moet in my rus leef. En die feit dat die Here dit vir ons vra, gee ons nie 'n vrypas om te maak met mekaar soos wat ons wil nie. Glad nie. Ons word geroep tot liefde en om mooi te werk met mekaar. Maar as daar iets in jou hart is wat jy koester en vashou aan. Ek wil jou pleit vanmôre, moenie vashou langer daaraan nie. Let it go. Just let it go. Be quick to forgive, slow to anger, as our God is. En dalk is jy die oorsaak gewees van hierdie hardheid van hart. Dan vra die Here vandag, vergewe my. Ek dink dit het tyd geword dat ons 'n bietjie authentic raak voor die Here. Hy weet in elk geval alles van jou. Sê Here, dit was ek. Here, ek het hierdie slegte trek in my. Ek het hierdie flaw in my karakter. En Here, ek het dit al van kleins af. Maar ek bely dit. En Here, ek weet U het my lief ten spyte van, en ek weet U wil my help, maar jy gaan nie regkom as jy nie eerlik is voor die Here nie. En dan wanneer jy dit bely, dan moet jy sê, vergewe my Here, en ek het 'n ernstige voorneme in my hart, om dit te laat vaar. En ek kan vir jou nou sê, dit gaan nie maklik wees nie. Maar die Here sal ons help. Hy sal jou help. So kerk, ek gaan vrae en 'n uitnodiging rig, en ek staan klaar. Meer eerlik kan ek nie wees nie. As jy sukkel met hardheid van hart in 'n area van jou lewe, wil jy nie saam met my staan vanmôre? En dan bring ons dit na die troon van die Here toe nie. Staan saam met my. Halleluja. Ek wil hê jy net jou oë sluit, net tussen jou en die Here vanmôre. Sal jy dit vir hom bring vanmôre? Daai woede wat net uit nêrens uitkom nie.
Dit kom van iewers af. Laat die Heilige Gees vir jou wys, wie is dit wat jou seer gemaak het? Sien daai gesig, hoor daai naam nou, as daai naam nou by jou opkom, sê Here, ek vergewe haar. Here, ek spreek haar vry. Here, ek maak my los van haar. Here, ek maak my los van hom. Ek vergewe hom van harte, want ek is vergewe. Het al die oë gesluit. Ek kan sien die Here werk. Gee dit vir hom. Selfs van ons kinderjare af, meeste van ons pyn lê daar. As die Heilige Gees jou terugvat, en jy vlieg deur daai herinnering nou, en jy sien dit, sê Here, maak my los. Ek vergewe. Ek vergewe. Ek vergewe. Ek vergewe. Ek spreek hulle vry. Ek sal nie langer gebind wees deur 'n harde hart nie. Hemel Vader, U ken die harte vanmôre. My gebed vir my boeties en sissies is dat hulle die authenticness van 'n persoonlike, liefdevolle verhouding sal vind in die elke dag tot dag van hulle lewe. Ek bid Here dat elke persoon wie se hart hard geword het, dat U Gees vanmôre sal deurbreek in sy volheid in ons lewens. Vader, toe Jesegiel geprofeteer het oor 'n tyd wat sou kom, die kruis, toe het hy gesê, en daardie dae sal die Here die hart van klip uithaal en hy sal ons hart van vlees gee. As jy nog nie Jesus Christus aangeneem het nie, dan het jy nog 'n hart van klip wesenlik, en die Here wil dit verander vir jou vanmôre. Jy kan hom aanneem en hy sal jou 'n hart van vlees gee, 'n hart wat hom liefhet en wat wil reageer op die impuls van sy Gees. As daar so iemand is, die Here ken jou hart, jy moet net uitroep vanmôre na hom en sê, Here, hier is ek, hier is my hart, hier is my lewe. Ek gee dit oor aan jou. Ek gee dit oor aan U. En ons dank U daarvoor, Here. Ons dank U daarvoor. Broers en susters, terwyl ons oë gesluit is, ek besef hierdie is 'n teer oomblik, en ek wil jou vra, terwyl ons aan die tafel van die Here gaan aansit, dat ons hierdie tydjie 'n bietjie gebruik, net sommer net met die oë toe, met die elemente, sit net met dit. Terwyl die musiek speel, wil ek jou vra dat jy 'n bietjie met die Here gaan praat vanmôre. Praat met hom. Laat die trane maar loop, is okay, hoor. Dit sê die Heilige Gees is nou besig om iets te doen, hy werk. So manne, julle kan vir ons daai musiek lekker